Soos laasweek gaan ons die vra om te blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 4. En nou het ek myself regtig lekker in die voet geskiet, want ek print altyd vir myself dit uit. Ek het op laasweek se manuskrip het uitgeprint, maar nie op hierdie week se nie. So ja, nou moet ek ook eens my Bybel oopmaak. Kom ons blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 4. 2 Korintiërs hoofstuk 4. En ons sal saam is vanaf vers 7 tot en met vers 18. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Praat Paulus nou oor die evangelie wat ons het hier in die binnekant. Hy sê, maar ons het hierdie skat in erdekruite, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Luister mooi. Sy lewe moet in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word, weer dieselfde waarheid. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want dit alles is om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het, deur so baie mense die danksegging kan maak tot heerlikheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens, nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir ons 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here, vriende, en soos laasweek gaan ons dieselfde teks van oordeenking vir u voorhou, waar Paulus vir ons sê, terwyl die uiterlike mens, kyk mooi na my hande, afgaan, groei ek in die innerlike mens op. Het jy hom? Terwyl die uiterlike mens afgaan, groei ek innerlik opwaarts. En dit was ook ons tema van laasweek en hierdie week, min of meer. Min of meer. Nou gaan ons gou spring na laasweek toe, vriende, ons het gepraat oor min of meer, wat dit beteken het, ons het gesê wat dit eintlik beteken, ons kan nie vir jou sê, dis soveel of so ver nie, ons kan nie vir jou sê wat dit weeg nie, en is so min of meer soveel. En het ons het voorgehou om te sê, dat in ons tyd waarin ons lewe, ons het die konteks hanteer van Paulus, dat Paulus deur geweldige beproewinge is, dat Paulus het seker naas Christus die grootste lyding gehad vir die evangelie, en hy sê, terwyl alles afgaan in sy liggaam en sy lewe om hom, groei hy heeltyd op. En het ons by die tema gekom, min of meer, en was die gedagte, dat min is ons realiteit. Ons gaan nou vir u weet wys. Min gebeur sonder dat ek en jy daaroor beheer is in die wêreld om ons. Maar die ander kant, ons sê, die meer is my en jou verantwoordelikheid. So kyk mooi, ek het gesê, die lewe is soos hierdie bal. Ek hoef niks te doen nie. Ek het vir jou gevra, wat moet jy laas doen om geestelik te kwyn? Wat moet jy doen? Niks. Moet net niks doen nie. Jy sal kwyn. Okay. So alles in die wêreld is onderworpe aan die wet van entropie. Entropie is die wet teenoorgestelde van evolusie. Evolusie sê alles bou op en word beter en groter. Vriende, ons is nie produkte van evolusie nie. Inteendeel, ons is produkte van entropie. Wat beteken, jy word gebore, jy piek, en dan gaan alles af tot ons vir jou sê, stof is jy, en tot stof sê terugkeer. Elke diamant, elke huis, elke bank, elke mens, elke instelling, is die wet van entropie vastgevang. So alles gaan self af. So
So wanneer ek en jy sê min of meer, dan sê die Here, ons moet hom nie min of meer dien nie. Ons moet hom nie min of meer volg nie. Daar's baie dinge wat afneem, maar ek en jy moet die meer vat en sê, ek sit die energie in om meer te doen. En dis waaroor die tema gegaan het, en so ek gaan my bal nou bære, voor van hierdie fikse mense om kom kry en kom oefen, en kom ons gaan dan net, ons gesê laas, wat gebeur? Ons gesê, soos jy en ek ouer word, en soos die wêreld aangaan, there is a D-Day. As jy het nog nie gehoor, daar is 'n dag, bepaal deur God, wanneer die Seun van God gaan terugkeer. Daar is 'n dag, waar die einde gaan kom. Tyd word al hoe minder, ek en jy het geen beheer daaroor nie. Ek en jy word ouer, daarom sê ons, maak meer tyd aan sy voete, dis jou verantwoordelikheid. Ons sê, geld word al minder, vriende, die wêreld om ons verarm, daar word al minder geld beskikbaar gestel, die ekonomie is oral 'n probleem, geld word al minder, kom ons sê, ek en jy kan niks dan doen nie, maar ons kan baie meer skatte by mekaar maak in die hemel, laasweek hanteer. Ons sê, om ons in die wêreld is gesonde verhoudings al hoe minder, dit word al hoe skaarser, en ek en jy word geroep om baie meer by sy voete te gaan sit en te sê, Here, ek wil met u 'n verhouding hê, ek wil dieper gaan met u, laasweek se boodskap. Ons sê in die wêreld om ons is die sekerheid al hoe minder. Wat 'n sekerheid het ons? Die enigste sekerheid wat jy het en ek het, is dat alles gaan verander. Sekerheid is nie in die wêreld nie. Jy moet jou sekerheid gaan vasmaak by God, en dit is jou enigste hoop. En laaste plek het ons sê, om die wêreld om ons, en baie van die punte gaan 'n half oorvleuel, maar hy vat hom saam. In die wêreld om ons word liefde al hoe minder. So vir julle vertel laasweek die hardheid van mense. Ons julle vertel hoe ons dit letterlik beleef het in 'n moslimland, daar in Turkye, die liefdeloosheid, die hardheid van mense, want waar die lig nie is nie, wat het hulle om te gee? Niks. So alhoewel die liefde in die wêreld al hoe minder word ek jy geroep om al hoe meer lief te wees vir die Here Jesus en vir sy kerk. Nou gaan ek aan vandag en ek gaan vir julle nog 4 gedagtes gee oor dinge wat minder word in die wêreld, maar luister mooi, ook in die kerk. Jy sien die probleem wat gebeur is, baie keer gebeur goed in die wêreld, en die kerk is veronderstel om so geesvervuld te wees, so geestelike oorlogvoering te doen, so met gebed omring te wees, dat die rimpels van die wêreld net tot in die kerk kom en dan weggaan, maar hy doen nie. So baie van hierdie goed kom en hy rimpel in die kerk, en jy tel het vandag in die breë kerk orals op, en ek gaan na vir jou so 'n paar punte wys, en gaan kyk hoeveel van hierdie goed is waar, nie net in die wêreld nie, maar ook in die kerk. So ek en jy word geroep om te sê, dit is die realiteit wat ons sien, maar ek en jy word geroep om baie meer daaraan te doen. So kom ons gaan dadelik aan, en ons gaan aan ons volgende punt. Ons sê, daar's minder ontzag, eerbied en gehoorsaamheid in die wêreld, maar ook in die breë kerk aan God. Al hoe minder eerbied en gehoorsaamheid in die wêreld, maar ook in die breë kerk. Vriende, ek en jy weet, dat daar buite wetteloosheid seevier. Ek en jy weet in Suid-Afrika, dat wetteloosheid seevier. Bitter min mense hou nog by die wet, hoekom? Want almal anders doen dit. Ons politici doen dit. Kerkleiers doen dit. So ons kyk en ons sê, in die wêreld is daar al hoe minder eerbied vir God, al hoe minder gehoorsaamheid, al hoe minder ontzag vir God. Mense daar buite lewe asof God nie bestaan nie. En hier is die probleem, baie keer het daai ding ook in die kerk van die Here Jesus ingekom. Dat mense die Here Jesus kan bely met die een oomblik, maar tog ontbreek die ontzag. Tog ontbreek die eerbied aan God. Tog beïnvloed dit die gehoorsaamheidskwaliteit van die mens. En die woord kom vra self die vraag in die laaste boek van die Ou Testament, 'n seun eer die vader, 'n knegt eer sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? Nou gaan kyk jy na die vorige afgeleesde gedeelte, dan gaan hy daaroor praat, dat hulle dien die Here met gebreklike offers, hulle harte is vol van probleme, daar's probleme tussen huwelikspare en kinders, maar hulle kom op, en hulle kom doen hulle godsdienstige dinge, en die Here sê vir hulle, dit werk nie so nie. Waar is my eer? En dit vind ons ook vandag in die wêreld om ons, in so mate, dat die woord vir ons kom sê, dat die wêreld weet van God, die wêreld weet van die Bybel, die wêreld weet wat reg en verkeerd is, baie in die wêreld, maar hulle kies teen die waarheid.
Hulle kies om in hulle eie begeertes en vleeslikheid vasgevang te word, en die Here sê uiteindelik vir hulle in Romeine 1 vers 21, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. As jy verder lees en sê, and God gave them over. Al hierdie dinge wat buite die gesonde huwelik is van een man en een vrou. Al hierdie dinge wat die seksuele uitbeeld buite die verbondsvertroue van 'n man en 'n vrou. Al daai dinge is wat mense vat en hulle dryf die agenda. Dis wat ons wil hê, dis wat ons wil doen, en ons gee nie om wie wat sê nie, ons doen dit, en ons sien dit om ons in die wêreld elke dag. Dit word gepromoveer vanuit elke verhaal. Jy raak net gewoond aan die pragtige ou seepie wat jy volg, en dit lyk so skoon en dit is so lekker, en dan word jou paartjies ingerol, papa en papa, of 'n mamma en mamma, dit is die mooiste karakters. En stadig word ons gekondisioneer om God wat hierdie wette en morele wette gegee het, te ignoreer. En so maklik kom ons daar waar God mense eenvoudig oorgee aan die sonde en wat hulle doen. In die kerk van die Here is dieselfde. So baie mense kan bely, Sondag steek hulle hande op. Hulle loof en prys die Here. Gaan daar uit in die week, dan lewe hulle soos die duiwel van self. Liefdeloos, skelm, hard. En Jesus praat van hierdie volk. Hy het dit in die Jode ook gesien. Hulle kom nader met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Jy sien hoe hierdie dinge in die wêreld is, wie ons weet dit, maar hoe dit ook in die kerk insypel. En die vraag is vandag, is dit by ons ook waar, dat in my eie lewe persoonlik, dat al hoe minder ontzag is vir God, al hoe minder eerbied is vir God, en daarom al hoe minder gehoorsaamheid. Ek kan baie maklik dinge doen en dit pla my nie. Ek kan baie maklik iets sê en iets hard doen en dit pla my nie. Daarom sê, daai dinge word minder, maar hier kom die positiewe kant, ek en jy word geroep om meer ontzag, meer eerbaar en gehoorsaam te hê as die kind van God. Ons moet dit kom meer maak. Ek en jy moet daai verantwoordelikheid neem om te sê, Here, ons kom maak dit meer. Vriende, die wêreld bly die grense skuif. Maar ek en jy word geroep om absoluut te kom om te sê, ons moet weer kom waar ons God erken vir wie hy is. Ek het nou so weer gekyk toe ons daar in Amerika was en hulle launch daai 4 pyle en hulle die kameras op dit en uiteindelik hulle 45.000 km bo die aarde en jy kyk af na daai blou hemelruim wat daar hang, hy blou albaster. Dan besef jy weer eens, hierdie God is so groot, so ontzag, so ver verwyder bo ons verstand, dat ons maar net kan terugkom en sê, Here, ek kan nie ombeweeg met min of meer ontzag nie, of min of meer eerbied, of min of meer gehoorsaam nie. Nee, die Here wil hê ek moet op 'n punt kom, waar ons 'n streep in die grond trek om te sê, ek kies intentioneel om dag vir dag 'n dader te word van die woord. Vriende, die woord is die voorskrif van die Here. En wanneer iemand baie siek is, of terminaal siek is, en daar's medisyne wat kan help, en die dokter gee die voorskrif, en ek sit met daai voorskrif by die huis, en ek bly pyn, en ek bly siek word, en ek bly sterwe, dan is dit die dwaasheid van die mens om nie die voorskrif te vat en te gebruik nie. Net so is dit met die woord. Die woord lê op soveel mense se bedkassies. Hy op soveel mense se kantore. Maar so min mense kom nog daar om die woord te lees en te sê, Here, kom, help my, stel my in staat om gehoorsaam te wees hieruit. Vind daardie gehoorsaamheid wat moet groei absoluut uit my verbondenheid met Christus. As ek en jy nie aan Christus verbonde is nie, kan jy nie gehoorsaam wees nie. Dan is vir jou so 'n moontlikheid om te groei in gehoorsaamheid nie. Johannes 15:5, wie in my bly, dis jou verantwoordelikheid en my verantwoordelikheid, en ek in hom, hy dra veel vrug, ook die vrug van gehoorsaamheid. Maar hierdie gehoorsaamheid, vriende, gaan verder. Hierdie gehoorsaamheid groei ook deur klein stappe wat ons doen. Kyk wat sê die woord in Lukas 16:10. Wie getrou is in die minste, is ook getrou in die groote.
Gehoorsaamheid is 'n ding wat ek en jy vir onsself moet aanleer elke dag. Soos ek die woord lees, moet ek die beginsels vat, ek moet dit toepas. Wanneer ek oor daai grens trap, moet ek terugstaan en sê, Here, ek het fout gemaak, ek vra verskoning, herstel my. Gehoorsaamheid moet dag en dag geoefen word soos 'n spier. Ek het die beeld vroeër gebruik, ek gebruik dit weer. Ek maak vir jou stelling, jy sê vir my of ek reg is. Hierdie ou het geslaap tot die 31ste Desember 2024. En so wragties waar as jy kan kyk. 1 Januarie toe hy wakker word, toe lyk hy so. Julle lag vir my. Ek sal ook so lag. As jy na hierdie ou kyk, wat kan jy van my sê? Hier is doelgerigtheid. Hier is dissipline. Hier is die eetaanpassings. Hierdie ou spandeer baie tyd in die gym. Hierdie ou werk baie hard. Hierdie ou doen sy ding. Vriende, hoe groei ons in gehoorsaamheid? Jy staan nie in oggend op en jy's gehoorsaam nie. Dis dag vir dag groei in die Here. Die woord sê vir ons daar in Hebreërs 5 vers 14, maar die vaste spys is vir volwassenes. Vir die wat geestesvermoëns besit, kyk mooi, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad van mekaar te onderskei. Dis 'n daaglikse wandel van oefening. Ek bring myself daarom sê elke dag in gehoorsaamheid, in eerbied, in respek. Dit moet meer word in my lewe. Dit moet nie minder word soos in die wêreld en in die breë kerk nie. Dit moet meer word. Maar die gehoorsaamheid gaan verder, vriende, hy groei uit liefde uit. Jy sien, gehoorsaamheid is nie iets wat ek kan doen met vrees nie. As ek my kinders dreig met die dood en hulle is gehoorsaam, het ek 'n mislukking gemaak van my ouerskap. Maar as ek hulle met liefde kan bring en ek hulle met liefde motiveer en hulle groei saam met my in liefde, dis wat die woord sê, Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Gehoorsaamheid kom saam met die liefde vir die Here Jesus. En vind weer eens die eerste en die groot gebod, ek moet die Here my God lief hê met my hart, met my hele siel en al met my verstand. Jesus, net die vertikale kruisbalk en dan my naaste soos myself. Gehoorsaamheid is ook om te groei in afhanklikheid van God. Vriende, as jy vandag hier uitstap en jy dink, ek gaan vandag meer gehoorsaam wees. Ek gaan hierdie week meer groei in ontzag en vrees vir God. Wil ek vir sê, voor jy by daai deur uitloop, skryf op jou kop, daai groot L. Loser. You won't make it. You'll fake it, but you won't make it. Unless. Behalwe, as jy daar lewe om te sê, Gees van God, ek het U nodig, elke oomblik van die dag. Ek koppel aan U met totale oorgawe. En U bring daai krag deur my, elke dag, wandel deur die Gees. Dan sal jy nooit die begeerlike van die vlees volbring nie. Jy en ek kan nie sonder die Gees se volheid lewe nie. Daarom as jy nie vandag in 'n volle oorgawe lewe onder die krag van die Gees van God nie, dan gaan jy 'n stryd hê om elke dag te lewe. Daarom moet ek gaan koppel elke dag, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. En dis waar gehoorsaamheid uitkom. So terwyl die wêreld se gehoorsaamheid afgaan, tuis hoeveel mense die kerk se gehoorsaamheid afgaan, kies ek en jy vandag om te sê, Here, gehoorsaamheid, hierdie eer en respek wat by U hoort, saam met gehoorsaamheid, gaan ek self verantwoordelikheid voor vat en ek gaan dit optel. As ek kyk na daai prentjie, vriende, ek en Johan Smalman en my dogter en my kinders en 'n paar van u en hulle, ons is hondemense. Kyk, ons is lief vir honde, verskriklik. Maar wees ek na daai pragtige honde kyk wat opgelei is en sê ek, wat is die gemeene faktor daar? Hulle is almal deur opleiding, hulle is almal dissipline, dis herhaling, dis gehoorsaamheid, dis diensbaarheid en dit is dieselfde in my en jou lewe. As daai goed nie daar is nie, sal jy nie verder groei as wat jy vandag is nie. So terwyl die wêreld sê al hoe minder ontzag, al hoe minder eerbied, al hoe minder gehoorsaamheid, ons druk elke grens so ver ons kan, weg van God af. Kom die kind van God se roeping om te sê, nee, maar kom ons kies, nie om God min of meer te dien nie, maar te sê, ek kies gehoorsaamheid. Ek kies om te gaan soek, ek kies om te groei daarin. 'n tweede gedagte. Min is gereed vir die einde en die koms van die Here, daar buite, maar ook hier binne. Vriende, die wêreld om ons is nie gereed vir die koms van die Here nie. Inteendeel, 'n groot deel van die wêreld weet nie eers van Jesus nie. Bykans 2
tot 3 biljoen. Mense het nog nooit eens gehoor van Jesus se eerste koms nie. Vriende, die mense in die wêreld lewe asof God nooit gaan terugkom nie. Mense gaan aan asof daar geen ewigheid is nie. Mense gaan aan asof daar nie 'n einde is nie. Onthou, ons is by die wet van entropie, alles kom ten einde, die mense lewe kom tot einde. Hierdie aarde gaan tot einde kom. Uiteindelik gaan alles einde kom. En die grootste deel van hierdie wêreld vandag, vriende, is nie gereed vir Christus se koms nie. Dit was net soos dit was in die tyd van Noag, sê die woord. Hulle het geëet en gedrink, hulle het partytjie gehou, het uitgegee in die huwelik, as kinders geboor, hulle het getrou, hulle het alles gegaan met hulle lewe. Daar's gepreek vir 120 jaar. Toe kom terug na God, 120 jaar preek Noag. Maar daar het 'n dag gekom toe God die deur toemaak. En toe die aarde oopbreek en die water kom uit die hemel uit en die aarde word gespoel, toe klop mense aan daai deur en sê, waar is die heilige God? Waar is die God van liefde? Waar is hy? Toe hy vir 120 jaar gesoek het en gevra het mense hulle daar nie gestuur nie, net soos vandag. In Noag se tyd was hulle nie gereed vir die wederkoms nie. Hulle was nie gereed vir die oordeel van God nie, maar dit het gekom. Ons leef vandag in 'n tyd, vriende, waar die wêreld nie gereed is vir die einde nie. En hier is weer eens 'n kibbel in die kerk. Soveel in die kerk is nie gereed vir Jesus om te kom nie. Hulle bely die Here Jesus. Hulle naam is iewers op 'n lidmaatregister van 'n kerk. Maar hulle lewe asof God nie bestaan nie. Hulle leef daar nie einde is nie. Mense kan God bely en 2, 3, 4, 5, 6, luister mooi, 9 jaar. Wat ek in die gemeente is, dat ek nog nooit mense ontmoet het wat in die gemeente se boeke is nie. Weet nie eens waar is hulle nie. Hoe is dit moontlik? Al hoe minder is gereed vir die wederkoms. Al hoe minder is gereed vir Christus. Baie mense sê ek is gereed, ek vra die vraag, is jy gereed? Want as jy gereed is, sê jy waaragtig 'n plan maak dat jy gereed is. Sodom en Gomorra, daar's baie gepraat, daar's baie gebid, maar Sodom en Gomorra was nie gereed, toe die vlamme kom nie. Net so is die wêreld om ons nie gereed is nie, vir die gereedheid word al hoe minder. Dit is iets wat al hoe heeltemal verdwyn onder die see, en daarom kom ons roeping, dat u en ek baie meer sal doen om gereed te wees vir die koms van die Here. Terwyl die wêreld nie gereed is nie, en baie nie gereed is nie, sê Jesus vir my en vir jou, wees gereed. Daar in Matteus 24, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle nie verwag nie. Vriende, jy hoef dit nie te glo nie. Maar hy gaan terugkom. Hy gaan waaragtig terugkom, en hy kan jou en my nie vang om te sê, ek is min of meer gereed nie. En dis die houding van soveel mense in hierdie wêreld. Ek is min of meer gereed. Ek is nie so sleg soos ou Piet daar by die werk nie. En ek is nie so sleg soos ou Sandy daar by die werk nie. Maar ek is nie gereed nie. Nee, kom ons doen baie meer om gereed te wees, terwyl die wêreld in blindheid voortploeter. Laat die lig deurskyn en ek en jy op 'n punt kom te sê, maar ek moet gereed wees. Jy sien, daar is 'n pragtige gelykenis geskryf van Matteus 25 vers 10, en soveel mense vat hom nou en hulle gaan praat oor selektiewe wagraping en gered, altyd gered. Dis nie wat hier staan nie. Kom ek leer gou vir jou iets van hermeneutiek. Wanneer jy na 'n gelykenis kyk, kan jy nie 'n leerstelling daarop bou nie. Ek kan nie selektiewe wegraping uit 'n gelykenis kom bou nie. Daar's een kerngedagte wat Jesus met 'n gelykenis wil gee, en daai gedagte moet jy kry. En dis wat jy vat. En wat is die kerngedagte van Matteus 25? Sekere mense was gereed, ander was nie gereed nie. Vriende, u en ek word geroep om gereed te wees. Gereedheid loop hand aan hand met 'n heilige lewenswandel. 2 Petrus 3 vers 11 tot 12 keer, ek het net die gedeelte aangehaal wat nodig is. Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel in godsvrug nie, terwyl jy die koms van die dag van God verwag. Dit hoort by die kind van God 'n heilige lewenswandel. Hoekom? Want ons wag op die koms van die Here. Al hoe meer. Al hoe meer.
Gereedheid groei deur liefde. Mense wat liefde vir Jesus het en kom soos hy kom het, is gereed. 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is my weggeleë die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige in my in die dag sal gee, die dag wanneer hy terugkom. Nie net aan my nie, maar aan elkeen wat sy verskyning lief gehad het. Dis die mense wat gereed is. Ek het Jesus lief, ek het sy koms lief. Ek sien uit na die koms. Ek maak my gereed vir die koms. Ek sit al hoe meer in. Ek maak seker ek is al hoe meer toegewyd. Al hoe meer ek bou in. Ek bou in die koninkryk in. Dis ons roeping. Gereedheid bring hoop en reiniging. Hy praat hier oor Jesus wat weer gaan kom in die konteks en sê daar in vers 2 en 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, dat hy gaan kom, reinig homself soos hy rein is. Dis 'n voortdurende proses vir en daarom loop gereedheid saam met heiligmaking en reiniging 'n pad heeldag, en daarom sê ek, dit het skaars geword in die kerk. U en ek moet dit weer gaan soek en weer ontdek. En dit weer as 'n skat van my eie lewe maak om te sê, ek gaan nie minder word nie, ek gaan meer word. Ek gaan nie min of meer gereed wees nie, ek gaan gereed wees. Vriende, kan jy gereed wees? Ja, jy kan. Gereed mense is nie volmaakte mense nie. Dit is nie die verskil nie. Mense wat gereed is reg met Jesus. Hulle het vrede met mense om hulle. Hulle wandel die pad ingetrouheid met hulle foute, met hulle tekortkominge, met hulle ups en hulle downs, met hulle teleurstellings van die lewens. Dit is doodnormaal. That is life. Dit is ons deel. Maar ek weet ek is geanker. Dit bring vir my reiniging en hoop. Kom ek gee vir 'n derde gedagte. In hierdie wêreld sien ons al hoe minder toewyding en al hoe minder heiligheid in die wêreld as ook in die kerk. Vriende, wat beteken toewyding, heiligheid? Beteken dat ons God hoog ag en onsself eenkant plaas vir hom. Ons sien in die wêreld, die grense tussen reg en verkeerd word al hoe dowwer. Alles in die wêreld gaan oor wat ek wil hê. Ek sien die wêreld het alles so omgekeer. Dit gaan nie meer oor God nie, waar God aan die punt van die piramide van die kerk behoort te wees, het die wêreld hom omgekeer en alles begin by my hieronder. En almal moet aanpas vir my. Die grense tussen reg en verkeerd word al hoe dowwer. Dit wat vir baie honderde, selfs duisende jare sonde genoem is, word nou gevier. Dit wat as sonde uitgebeeld is in die skrif, word nou vir ons kinders op skool geleer. Het jy al gewonder hoekom die teologie van sekere kerke so verskriklik verander? Hoekom Jesus nie meer die senter is by die mens? Want gaan kyk wie doseer op universiteitsvlakke. Mense wat deur die staat gesê word, dis wat jy inbring, dis wat jy leer, dis wat jy nou sal doen, anders wat as jou geld weg. En al daai leuns kom so in die kerk in, en mense raak so gewoon daaraan. Al hoe minder reg en verkeerd. Dit wat vroeër as skaamte genoem is, word nou gevier. Die woord sê vir ons Jesaja 5 vers 22, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg. Is ons nie waar ons is nie? As jy vandag opstaan vir reinheid, laat 'n jong dame vandag probeer om in 'n skool of universiteit te sê, ek hou myself rein tot die huwelik, she is the laughing stock of the school. Sy is die hooftema van bespreking as sy in 'n vertrek inloop. Dis deel van die prys wat ek betaal as kind van God. Wanneer ek opstaan van wat reg en verkeerd is, kan hulle my name noem soos hulle wil. Maar jy staan vir God op. Ek het jou al vertel, ek noem dit gou weer vir u wat dit gemis het. Toe ek op die myn was, net voor 'n kweeskool toe was, het ek elke môre daar in die werkswinkel ingekom, ons het tee gedrink, en die ouens het geweet, ek is 'n kind van die Here. Ek het met almal dit gedeel, ek het met hulle probeer praat, van hulle kom uit ander kerk uit, en sê vir my, ek rook en drink, en ek hoeder en moer tot hy wat my uitkies, my wil uitkies. Dis die leen waarmee hulle goed geword het. Maar in elk geval, dan sal hulle sien op 'n stadium, dan sal hulle dan begin die ene rol uit die verskriklike grap, dan sien ek waartoe gaan die grap. Dan sê ek, manne verskoon my, en dan staan ek op. Dat daai manne so kwaad word vir jou, dat die een ou probeer my, terwyl ek by die deur uitgaan, probeer hy die deur op my toeslaan. Nou ek moet sê, as daai deur, slaat hy so hard, as daai deur my moes raak slaan, het hy my rug gebreek.
Jy is so 'n frustrasie vir hierdie mense, want jy's anders. Dis die prys wat jy betaal. 1 Petrus 1:14, soos gehoorsame kinders moet julle julle lewe nie inrig volgens die begeerlikheid van tevore was nie. Julle was daar, jy was ongered, jy was verduister. Jy is nie meer daar nie, moenie daar gaan nie. Romeine 12:2, moenie gelyk word aan hierdie wêreld nie. En ek het nou vir julle gewys hoe die wêreld eenvoudig so instoot in die kerk en soveel kerke laat dit toe, soveel kinders lidmate laat dit toe. Nee, terwyl die wêreld al hoe minder toewyding aan God toe en al hoe minder die verkeerde doen en die regte wegwerp, word u en ek geroep om meer toewyding en meer heiligheid te hê in God se dae. Vriende, daar's 'n tyd, hierdie aarde word al hoe donkerder en donkerder en donkerder. Hierdie lig in hierdie gemeente moet al hoe helder en al hoe helder skyn. Het jy al gekyk as 'n lamp hier staan en hy skyn nou, terwyl dit so is, hy skyn? Wat se impak maak hy nou, sou hy hier skyn? Stem jy my saam, bitter min? Maar kom sy die ligte af, wat gebeur dan? Dan sien jy hom nog geraak, né? Maar kos geen kans dat die son sak. Ek kom ons kyk soos Vrydag, wat ek voor my rekenaar sit om voor te berei, poeps, en off the light to go. Dis 12 uur nag is pikdonker. Wat sien jy nou met hierdie lamp? Help gou vir my. Hy is so helder. Vriende, en ek is geroep om nou so helder te skyn, want die wêreld om ons is so in duisternis. Dis 'n siek wêreld. Dis 'n siek wêreld waar ek my kinders in moet toelaat. Dis 'n siek wêreld wat ek my kinders moet laat groot word. En daarom huil ek voor God soveel keer as ek sien dat mense hulle kinders nie sonneskool toe bring, dis te veel moeite. En waag dit om te bel. Laat 'n onderwyser waag om te bel om te hoor waar sy kind, dan word hulle ingeëet, uitgetrap. Wee daardie ouers. As jy bedag kom in jou lewe wat jy kom, agterkom jou kind in die hemel gemis, moenie toewyding en heiligheid aan God verwaarloos nie. Kry dit bo op jou prioriteitslys, want ons moet al hoe meer en meer word. Ons kompeteer met die sosiale media, met al die kanale van 'n TV, met al die flieks. Ons kompeteer met die onderwysstelsel, die stelsels op universiteit. Ons deel met soveel goed met ons, we staan in teenstelling met wat ons moet leer. En daarom sê ek, ons moet elke geleentheid uitkoop. Elke klas ons kan bywoon, moet ons bywoon. Ons moet ons stilte tyd nie mis nie. Ons moet die woord nie mis nie. Ek moet 'n preek nie mis nie. Ek moet toewy, ek moet gee, ek moet al hoe meer daar wees. Luister Jesus se minsame gebed in Johannes 17:17. Weet jy, dis 'n heilige gebed hierdie. Dis 'n hoogs heilige gebed. Wat God toegelaat het dat Johannes dit kon hoor. Maar Jesus bid hierdie hoëpriesterlike gebed en dan bid hy die woorde heilig. Hy sê ek bid nie net vir hulle wat my volg nie, maar ook hulle wat deur hulle tot bekering sal kom. Nou sê hy die woorde heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Weet jy, God se lewe se wil vir my en jou is om al hoe meer toegewyd te wees in heiligheid. Wat beteken heiligheid? Kom ek leer dit gou weer vir jou as jy dit nie weet nie. Julle wat al ken sal nou al weet. Wat jy heiligste ding in jou huis, kan jy onthou? Jou tandeborsel. Mense kom sê nee, my Bybel, nee, jou Bybel is nie heilig nie. Hy is heilig in 'n ander opsig, maar prakties heilig maak, wat jy heiligste ding in jou huis? Jou tandeborsel. Hoe so? Hoeveel eienaars het jou tandeborsel? Help my. Wie van julle het sy tandeborsel 3 eienaars? Hoeveel eienaars het hy? 1. Hoeveel doelwitte het jou tandeborsel daar op die kassie? Doen jy tande en max en geweer met hom? Help my, wie se doen dit so? Of is daar net een doel? Dis heilig. Wanneer ek verstaan, ek is God se kind. Ek is afgesonder vir hom alleen as my eienaar vir een doel. Om met my lewe te verheerlik wat ek ook al doen. Dis heilig. Nie daar iewers te sit in 'n klooster nie. Nie om 'n sekere kleredrag te dra of 'n sekere kleerrok te dra nie. Nee, dis wettisisme. Ons praat van toewyding aan die Here. Mense, gewone mense soos ek en jy, wat toegewy is in die Here. Hebreërs 12:14, jaag die vrede naam met almal en die heiligmaking was sonder niemand die Here sal sien nie. Hoekom sê hy dit? Is heiligmaking met ander woorde nou 'n voorvereiste vir die hemel? Nee. Mense in Christus
wynstok in die loot in die wynstok, sal vrugte dra. So vriende, waar iemand nie gered is nie, kan daar nie heiligmaking plaasvind nie. Want heiligmaking is 'n werk van die Gees van God deur die hart van die mens. So mense wat dit nie sien in hulle lewe nie, jy sal die hemel nooit sien nie, want jy's 10 nie is gered nie. 1 Tess 4:13, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, om die verkeerde af te lê, om te weet ek het een eienaar, een doel, en al hoe meer daarvan aan te trek. Sien jy hoe word jy meer? Ek word al hoe meer en meer soos Jesus. Filippense beskryf dit so mooi, sê daar my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, in my teenwoordigheid alleen nie, maar ook baie meer in my afwesigheid. Kyk hoe mooi het staan in die B-gedeelte. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Met ander woorde, wat beteken dit? Beteken nou ek moet nou werk vir my redding? Nee, redding is klaar vir jou gedoen. Dit wat God vir jou verantwoordelikheid, moet jy nou nakom. Hoe moet jy dit nakom? Uit vrees en bewering, met ontzag, met versigtigheid. Want dit is God dat jy nou werk om te wil, sowel as te werk na sy welbehae. Nou sê hy, hoe lyk dit in die praktyk? Doen alles in memorering en teespraak, sodat jy onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. En jy kan na julle gedeelte gaan lees. Dis jou en my roeping, al hoe meer toegewy te wees aan die Here. Help nie, Here kom terug en ek sê vir hom, Here, ek was al min of meer heilig nie. Nee, ek het myself dag vir dag oorgegee in toewyding aan U. Dag vir dag myself eenkant gesit, soos 'n rein bruid vir haar bruidegom vir U. En dis 'n hoë roeping, en dis 'n wonderlike boodskap, en wat te lewe. My laaste gedagte, kom jy agter om jou in die wêreld al hoe minder honger en dors na God en sy saak, maar ook in die kerk, en ook in die wêreld. Mense wil niks van God weet nie. As jy daai blaaie volg, waar ou soos Cliff hulle en daai groot manne in Amerika op kampusse gaan staan en die evangelie verkondig, hoe mense na hom toe stap en hom in sy gesig spuug. Hulle haat so hierdie boodskap van God. As jy ons dink aan Charlie Kirk, as jy in sy gesprekke gaan kyk, hoe daai man eenvoudig gestaan het op die woord en op die evangelie, en hy's uitgehaal, want ons verdra dit nie. Jy sien, daar is nie meer 'n honger en 'n dors na God nie, want die God van die wêreld, klein letter, het die wêreld oorwin. Hy's besig om die wêreld bymekaar te maak, en my taak is al hoe groter, gaan roep hulle uit. Nou kom ek gee die wêreld vir u, en kyk hoeveel van daar is in die kerk. In die wêreld is daar meer, hulle soek meer vermaak, minder vrede. Iemand het gesê, ons het meer kontakte op ons fone as ooit tevore. 1200 kontakte op hierdie foon. Met hoeveel van hulle verhouding? Dis wat gebeur. Ons het meer kontakte, minder gemeenskap. Maar kom ek som vir u op met 'n paar stellings. Die wêreld wat waarheid verruil vir opinies. Dis vandag se lewe. Wat is jou opinie oor? Selfde geslag huwelike. Wat is jou opinie oor die hemel? Dink so aan daai eerwaarde wat so hoog in die politiek was. 'n godsman volgens die regering. Se woorde. Don't tell me that the man from China, wat is hy ou se naam in China? Daai ou wat die leier was van die boeddhiste. Maar in geval, hy sê, don't tell me that man don't go to heaven. He's a good man, he's going to heaven. Nee, vriende, daai man is 'n goeie man, maar hy gaan nie hemel toe nie. Jy sien, dis sy opinie. Hierdie woord sê, as iemand nie in Christus is nie, is hy verlore. Jy het die sien nie of jy het hom nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom in die wêreld behalwe deur hom nie. Die wêreld verruil waarheid vir opinies. En kyk hoe is dit in die kerk. Kyk hoe is dit in die kerk. Dat kerke verplig word om 2 manne te trou, oor my dooie liggaam. En ek dank die Here so vir die EG Kerk se synode wat hulle stand gestaan sê, ons gee nie eers 1 tree met die vertalings van ons Bybel nie, ons hou vas aan die ou boodskap.
En vandag is dit na 80 jaar nog steeds die waarheid. Moenie opinies vat nie, wat sê die waarheid? Die wêreld wat gemak verkies bo heiligheid. Ons wil vandag net gemaklik wees. Die wêreld wil net gemaklik wees. Moet dit vir my moeilik maak nie. Maak dit vir my so maklik as wat ek kan. Maar hulle wil nie heilig wees nie. En hoeveel keer is dit in die kerk? Ek moet in die kerk kom en dit moet gemaklik wees. Dan moet 'n lugverkoeler wees. Ek moet ontvang word. Daar in Amerika was dit nou baie grand, jy inkom kry tot 'n goeie filter koffie. Ek het van daai kerk gehou. En nog 'n donut ook. Ek meen is lekker. Maar ek moet sê, die manne verkondig die waarheid reguit. So hierdie koffie en die donut was 'n absolute winskoop. Maar die wêreld soek gemak bo heiligheid. Vriende, wat soek ons? Gemak bo heiligheid. 'n Wêreld wat besig is, maar nie soekend is nie. Vriende, ons is besig, almal is besig. Daai stertjies is soos 'n klein hondjie hier, daai klein foksies. Daai sterk, ons is net besig heeldag. Maar ons is nie soekend nie. Die wêreld is nie soekend nie. Hoeveel keer is dit in die kerk? Die wêreld is meer bekommerd oor my emosie as my waarheid. Hoe voel jy daaroor? Ek het nie 'n saak hoe jy daaroor voel nie. Hoe was jou belewenis? Nee, die Gees het gewerk, sê een nou my by die werk. Gees het gisterand gewerk hier by ons. En op Woensdag gaan hoor ek hoe vertel hy vir 'n ander man. Hy moet 'n ander man se vrou die vorige nag verkeer het. En hy vertel al die detail. Die Gees het gewerk sonnaand. Maar dit is waarmee hy besig is. Jy sien die emosie was opgewek. Dit word belangriker as die waarheid. Die wêreld het 'n verbruikersmentaliteit, baie in die kerk ook. Die verkeerde vraag en die regte antwoord is, mense kom sê, wat kan die kerk vir my doen? Ek wil vir jou sê, daar is die deur, daar is die hek, daar is die uitgang, daar is nog 'n uitgang, uitbrits uit. Vat pad, want die kerk is nie vir jou geroep om vir jou te bedien nie. Wat kan die kerk vir my doen? Nee, ons is nie verbruikers nie. Die vraag is, wat is die regte vraag? Wat kan ek vir God kom doen in die gemeente? Kom dan in, kom sit, word deel. Jy sien, dis 'n verbruikersmentaliteit. Kitsoplossing. Kyk, as ons nie nou dadelik die goed oplos nie, as ons kwaad. Dis die wêreld, vriende. En hoeveel van dit is in die kerk? So ek en jy word geroep ten laaste, vriende, om meer honger en dors na God te hê as ooit tevore. Psalm 1 is so 'n pragtige beeld as hy sê, wel gelukkig en salig is die man en vrou, wat nie raad en nie wandel die raad die goddelosie, nie daar in die wêreld hulle laat aftrek nie. Maar kyk mooi na vers 2. Maar hulle behaas in die wet van die Here. En hulle oordink die wet dag en nag. Hulle sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstroom, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En as hulle doen, voel hulle voorspoedig uit. Weet jy, daardie honger en dors na God, daardie totale afhanklikheid, daardie wete dat ek weet, word van so mooi saamgevat in die saligsprekinge. Die vraag is, hoekom wil mense nie vandag honger en dors na God nie? Hoekom nie? Want hulle het nie op tyd nie. Jy sien, wanneer ouma en oupa lekker kos gemaak het, en jy is nou kuier hulle op 'n Sondag, en jy huil daar vir sweets, en ouma sê, jy sal nie nou sweets kry, gaan eet jou kos eet, dan sê ons, ag, ouma is so wreed. Vandag se ma's, gee maar sweets, eet uit chippies, drink die koeldrank. Dan kom sit hulle by die tafel en dan, help my, dan wil hulle nie eet nie. Die vraag is, het hulle geëet? Ja, maar wat hulle geëet? Gemors kos. En dis wat gebeur in die wêreld, vriende, ook in die kerk. Die mense is so vol van gemors kos. Elke tweede Piet is nou 'n teoloog. Elke tweede ou in sy bakkie is nou 'n predikant. En ek soms na die goed luister, dan rys my haar en ek sit af en ek blok en ek sê, not interested. Vir ons weer op 'n plek kom ons besef, ek het God afhanklik. Ek moet kyk na my dors, ek moet kyk na my honger, ek moet God gaan soek, ek moet 'n eetlus weer vir hom kry. Moenie toelaat dat die wêreld jou voer met al hulle gemors, dat as dit kom by die ete wat jy moet eet, jy nie daar is. Jy bly naby die bron. Het jy al ooit iemand gesien wat langs 'n helder fontein bly? Hy ontdek die helder fontein, wat uitborrel en loop hy af in die spruit. En hy bou net sy huisie daar. Gaan daai man dors kry wat hier bly? Help my. Nee. Wanneer gaan hy dors kry? Wanneer hy gaan rondloop op ander plekke en nog verder loop en miskien verdwaal. Dan gaan hy dors kry. Maar die fontein het nie geskuif nie.
Die fontein is op dieselfde plek. Wat is jou my oplossing? Bly by die bron. Bly naby aan Jesus. Bly daar waar jy vir hom sê, ek het u nodig. Kom ek lees gou vir Jesaja spreek en daarmee sluit ek af. Salig die wat arm van gees is. Wat beteken? Het beteken, hulle wat weet, ek het niks. Ek moet die Here vashou, ek besef my nood. Ander bo die koninkryk. Salig die wat treur, hulle sal vertroos word. Treur oor wat? Treur oor my sonde. Treur oor my min of meer geloof. Treur oor my min of meer dit. Salig as jy sagmoedig is, oop harte. Salig die wat honger en dors na geregtigheid. Daar is hy. Here sê, dis hoe sy kinders lyk. Salig die barmhartig is, hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig die wat rein van hart is. Salig die vredemakers. Salig die wat vervolg word terwyl van die evangelie. Salig die van die mense hulle beledig. Al daai goed lees hy. En ek wil afsluit net met 'n foto. Die wêreld lyk so. Ek wil vandag vir jou vra, lyk jy dalk so? Lyk jou geestelike lewe dalk so? So uitgedor. So lanklaas met God gepraat. So lanklaas by sy voete gesit. So lanklaas sy woord gelees. So lanklaas met hom gesels. Soveel mense se lewens is droog. Kom terug fontein toe. Gaan terug fontein toe. Soveel mense, en ek wil die voetjie baie kort op, want ontstel my, is geestelik absoluut ondervoed. Want hulle is by al die verkeerde goed wat hulle eet, behalwe die woord van God. Vriende, dit word al hoe meer ons deel, sê Timoteus vir ons, nader in die tyd, en daarom moet ek en jy baie besonder opmerk, en hierdie uitnodiging aanneem, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God, wanneer sal ek ingaan voor die aangesig van die Here? Is ons daar? Waar ons meer dors na God, meer honger na God, of laat ons aftrek deur die min? Psalm 63 vers 2, o God, u is my God, ek soek u, my siel dors na u, my vlees smag na u, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. En dan die pragtige uitnodiging van die Here in sy woord, almal wat dors het, kom na die water, kom koop sonder geld, kom eet, ja, kom koop sonder geld, en sonder prys, wyn en melk, oorvloed. Laaste teksvers, een van die laaste teksverse in die laaste hoofstuk van die Bybel, en die Gees en die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, wat hom wat dors sê, kom, wat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Vriendie en ek moet opnuut besef, groei is 'n proses, maar proses wat iewers begin het. Wanneer jy geplant is in Christus, is dit jou verantwoordelikheid om daai ou plantjie te laat versorg en op te pas en kos te gee en te beskerm, sodat jy uiteindelik kan kom waar jy diensbaar kan wees vir God. Maar dit begin by daardie besluit. Kos wat alles saam, vriende. Ons het vandag gestaan by 'n wêreld wat om ons al minder eerbied en gehoorsaamheid aan God het. Terwyl ek opgeroep word om al hoe meer te groei in eerbied, ontzag en gehoorsaamheid aan God. 'n Wêreld om ons wat al hoe minder gereed is vir die koms van die Here. Wat 'n verskriklike verrassing wag op hulle. Maar terwyl ons hoor, moet ons meer gereed wees vir die koms van die Here elke dag. Elke aand as jy jou oë toemaak, moet jy kan sê, Here, deur u genade is ek gereed as dit vanaand is. As ek vanaand in 'n hartaanval gaan, ek is gereed. Al hoe minder toewyding en heiligheid in die wêreld en selfs in die kerk roep ons op tot meer toewyding en heiligheid in die Here Jesus van my lewe. Laaste plek, al hoe minder honger en dors in die wêreld en in die kerk na die Here. Ons oproep om meer honger en dors te hê na God en sy woord en sy saak. Mag die Here vir ons genade gee om te besef, die min is daar, maar ek en jy kies die meer en ek vat die verantwoordelikheid daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vader, baie dankie in hierdie oomblikke dat ons hierdie woord kon aflewer aan hulle wat hier sit, aan hulle wat dit luister via die audio-opname, hulle wat dit miskien kyk via die YouTube. Kom vertrou ons dat u kosbare doel met hulle elkeen sal kom bereik. O Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.